Okay manne, so vanaand is ons by 'n baie interessante onderwerp en 'n sensitiewe onderwerp en dit is die dissipline van integriteit. Nou as niemand vir die volgende 24 uur kan lieg nie, wat is die eerste beroep wat julle dink sal crash? Ek dink dis sekerlik die politieke stelsel wat sal crash, want ons almal weet hulle lieg. Dalk sal die howe en die prokureurs se bedryf crash. Social media sal ook verseker crash, want alles 90% daarop is leuns. En selfs die mediese professie sal dalk ook crash, want ons weet daar is ook 'n klomp leuns wat aan ons verkoop word. In 1991 is daar 'n boek geskryf, The Day America Told the Truth. Nou die skrywers het meningspeilings gevat en hulle het mense vrae gevra en hulle kon die antwoorde anoniem antwoord. Maar wat belangrik was is hulle het vir die mense gesê hulle moet eerlik wees, hulle moet nie lieg nie. En alhoewel dit baie lank terug is die boek geskryf is daar interessante statistieke wat uitgekom het. 91% van mense het gesê hulle lieg daagliks by die werk en by die huis. Nou hoor nou net daar 91%. 86% van kinders het gesê hulle lieg vir hulle ouers. 76 mense lieg vir hulle vriende. 33% mense met AIDS het gelieg oor hulle toestand teenoor hulle partners. En meeste mense het gesê, hulle mors soveel tyd by die werk, dat hulle gemiddeld 1 dag per week niks doen nie. Die gemiddelde tyd wat gemors is by die werk, was 7 ure per week. 50% van mense het gesê, hulle boek gereeld af siek, al makeer hulle niks nie. Toe, in dieselfde meningspeiling is mense ook gevra, wat sal julle vir $10 miljoen doen? 25% mense het gesê dat hulle gesinne sal damp en wegraak. 23% het gesê hulle sal vir 'n week lank 'n prostituut word. En 7% van mense het gesê hulle sal 'n vreemdeling vermoor vir daai geld. En die hartseer ding met hierdie meningspeiling is dat vrouens is minder geneig om te lieg as mans. Vrouens het in hierdie meningspeiling baie meer betroubaar uitgekom as die manne. Nou, dit was nou wel 30 jaar terug gewees, maar hoe lyk dit vandag? As ons na ons politiek kyk in ons eie land, dan weet ons daar bestaan nie so ding soos 'n betroubare politikus nie. Die nuutste stats in Suid-Afrika sê dat byna 1 triljoen rand is gesteel deur die BEE-sisteem. En ons weet dat niks wat Cyril en sy regering sê, kan ons ernstig opneem, want ons weet is leuns. En ons weet ook dat daar is nie een politieke party in hierdie land van ons wat eerlik is nie. In die FSA lyk dit nou asof die hele vorige verkiesing gesteel is. Die FBI, die CIA, wat hierdie geweldige hoë profiel regeringsafdelings is, lyk dit asof hulle betrokke was daarbey. So ons kan vandag die vraag vra, wie kan jy vertrou? En as ons eerlik is met mekaar, dan sal ons erken dat die wêreld is in die moeilikheid. Want ons lewe in 'n tydperk wat leuns algemeen is. So nou kom ons, dit was nou die wêreld gewees, nou kom ons by Christenkringe. En in 2011 is nog 'n meningspeiling gedoen. En hierdie meningspeiling is onder Christene gedoen en dis dieselfde beginsels, daar is vir hulle gesê, julle moet eerlik wees, moenie lieg nie, julle gaan dit anoniem doen. En daar het geen verskil uitgekom tussen Christene se etiese gedrag en ongelowiges se etiese gedrag nie. Gelowiges sou byna net soveel kere soos ongelowiges skelm wees op hulle inkomstebelasting, plagiaat pleeg, mense bribe, tyd steel, pirate software gebruik, vir mense vertel wat hulle wil hoor, net om hulle sin te kry, en dan is Christene net soos ongelowiges baie selektief oor die landswette wat hulle nakom. So ons kan sien dat integriteit is 'n issue, selfs onder Christene. En ons sien in die Bybel in Romeine 3, wat Paulus skryf oor die mens en sy sonde, en hy gaan ons 5 verse hierso lees, hy skryf van vers 9 af. Wat dan? Is ons beter daaraan toe? Hoegenaamd nie, want ons het al reeds tevore Jode sowel as Grieke daarvan aangekla, dat almal onder die sonde is.
Soos daar geskryf staan, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand verstandig nie. Daar is niemand wat God soek nie. Almal het afgedwaal, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie. Daar is selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle, die gif van adders is op hulle lippe, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Nou hierdie is harde woorde. En wat ons sien in hierdie gedeelte wat Paulus vir ons skryf, is dat hierdie gebrek aan integriteit kom natuurlik vir ons. Ons hoef nie eers te probeer om sonder integriteit te lewe nie. Dit kom absoluut natuurlik. Ons hoef dit nie geleer te word nie. Maar by ons as gelowiges vind daar 'n verandering plaas. Wedergeboorte vind plaas. En wanneer wedergeboorte plaasvind, dan is jy 'n ander skepsel. Jy's 'n nuwe skepsel. Met ander woorde, alles van jou moet anders te wees, selfs jou integriteit. Maar wat nou gebeur met ons is, ons kom tot wedergeboorte, dan word ons gelos in hierdie wêreld wat ons kan dit amper 'n sespoel van leuns is. Ons kan dit amper die wêreld noem. En God het ons net hier gelos met 'n doel. So ons lewe in 'n wêreld wat operate op leuns en wat operate op geen integriteit nie. En dit maak dit vir ons as Christene geweldig moeilik om met integriteit te lewe, maar dit maak dit ook vir ons moeilik om te onderskei tussen wat is die leuen en wat is die waarheid. So ons lewe in 'n wêreld wat amper soos 'n glas water is met bietjie sand en dit is so murky. Jy kan sien daar's iemand aan die ander kant van die glas, maar jy kan nie sien wie dit is nie. En dit is hoe die leuns vir ons lyk. En dit is hoekom ons as manne van God integriteit nodig het in hierdie afdeling, in hierdie lewe waarin ons lewe. So ons het baie dissipline nodig wanneer dit kom by ons integriteit. As ons gaan kyk wat sê God oor integriteit, en die beste plek waarin ons kan gaan kyk is Handelinge 5, die storie van Ananias en Safira, en ek gaan dit vir ons lees. Begin by vers 1. 'n man met die naam Ananias het saam met sy vrou Safira 'n stuk grond verkoop, maar hy het met sy vrou se medewete van die geld vir homself teruggehou en net 'n gedeelte gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Skus tog. Sjoe, vang jy die snies my nou. Ek gaan hierdie vers oorlees. Maar nou wil ek eers weer nies. Maar hy het met sy vrou se medewete van die geld vir homself teruggehou en net 'n gedeelte gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Petrus het toe gesê: Ananias, waarom het Satan jou hart vervul, sodat jy vir die Heilige Gees gelieg het en vir jouself van die geld vir die grond teruggehou het? Toe dit onverkoop bly lê het, was dit nie joune nie. En toe dit verkoop is, was die geld nie tot jou beskikking nie. Waarom het jy hierdie daad in jou hart bedink? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. By die aanhoor van hierdie woorde het Ananias in mekaar gesak en gesterf. En groot vrees het almal oorval wat hiervan gehoor het. Die jong manne het toe nader gekom, hom in linne toegedraai, na buite toegedra en begrawe. Ongeveer 3 ure later het sy vrou ook binne gekom, onbewus van wat gebeur het. Petrus het vir haar gevra: Sê my, het julle die grond vir soveel verkoop? En sy het geantwoord: Ja, vir soveel. Daarop sê Petrus vir haar: Waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here te tart? Kyk, die voete van hulle wat jou man begrawe het, is by die deur. Hulle gaan jou ook uitdra. En op daardie oomblik het sy by sy voete in mekaar gesak en gesterf. Toe die jong manne inkom, het hulle haar dood aangetref, uitgedra en by haar man begrawe. So hier word 2 mense op die spot met die dood gestraf, omdat hulle vir God gelieg het. God het hulle op die spot geoordeel. Nou ons kan vir onsself vra, was God se oordeel nie te swaar gewees nie? Hulle het nog steeds baie gegee, al het hulle net bietjie vir hulle self gehou. Maar wat ons moet verstaan hierso is, hierdie was toe die kerk begin is, die kerk van Christus is begin, en God het vir ons baie duidelik gesê, dat oneerlikheid en 'n gebrek aan integriteit gaan nie in die kerk geduld word nie. Geen kerk van Christus kan floreer met oneerlikheid tussen lidmate nie. En God wou dit duidelik gemaak het. Oneerlikheid wond die bruid van Christus. Dit maak dat die liggaam nie reg kan funksioneer nie.
en dit is sonde teen God. Hoor wat sê Petrus in vers 4, jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En in Efesiërs 5 vers 15 skryf Paulus, maar dat ons eerder, terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, in alle opsigte na hom toe sal groei, hy, Christus, is die hoof. So hier sien ons moet in liefde aan die waarheid vashou. Die kerk vandag het manne met integriteit nodig. En wat nogal belangrik is hierso, die wêreld het 'n kerk met integriteit nodig. Ons sal die wêreld baie makliker kan evangeliseer as die kerk integriteit het. As ons na mense om ons kyk en hulle kyk na ons lewens en hulle sien ons lewens hoe dit Sondag lyk, is presies dieselfde Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag. Dan sal mense met ander oë na ons kyk. Dan sal die mense buite die kerk in die kerk en kyk en sien, maar hier is mense met integriteit. Hulle is nie soos ons nie. Ons moet soos Job kan sê, wat hy gesê het in Job 27 vers 5, hy het gesê, ek sal julle nooit gelyk gee nie, totdat ek te sterwe kom, sal ek nie van my onberisplike optrede afsien nie. En dit is die oortuiging wat ons as gelowiges ook moet hê. Ons sal nie van ons onberisplike optrede afsien nie, maak nie saak of ons in die kerk of uit die kerk uit is, maak nie saak of ons by die huis is, of by die werk is, of net in die dorp is nie, ons optrede moet onberisplik wees in alle opsigte. So kom ons kyk, hoe lyk 'n man van integriteit? Integriteit is wanneer elke aspek van jou lewe bo verdenking is. Nie net gedeeltes nie, ons is geneig om ons lewens in kompartemente op te deel. Ons deel byvoorbeeld ons lewe op by die werk, is ons so, by die huis is ons anderste, as ons by die kerk is ons heeltemal anderste, en as ons alleen is saam met ons pelle, is ons weer anderste, en dis nie wat ons voorgeskryf word om te doen nie. Ons lewens moet oral dieselfde wees. Ons kan nie ons lewe in kompartemente opdeel nie. Jy kan byvoorbeeld nie 'n man van integriteit by jou werk wees, maar nie by jou huis wees nie. Of by jou huis, in jou huwelik, kan jy nie 'n man van integriteit wees, maar by jou werk nie 'n man van integriteit nie. Hoe beskryf die psalmskrywer integriteit vir ons in Psalm 15, vers 1 tot 5? 'n Psalm van Dawid. Here, wie mag 'n gas wees in die tent? Wie mag tuis gaan op u heilige berg? Hy wat onberisplik leef en regverdig optree, wat van harte die waarheid praat. Hy laster nie, doen sy medemens nie kwaad nie, aan nie, en bespot nie sy naaste nie. In sy oë is die een wat verwerp is, veragtelik, maar hy eer die wat vir die Here ontzag het. Al sweer hy tot sy nadeel, hy verander nie. Hy leen nie sy geld teen rente uit nie, en aanvaar nie omkoop geskenk ten koste van die onskuldiges nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nooit struikel nie. So ek hoop julle begin 'n idee te kry so wat ons sien in die woord van integriteit, waar ons hele lewe moet getuig van integriteit. In jou huwelik, by jou huis vir jou kinders, by jou werk, by die kerk, as jy in die dorp is, tussen jou pelle is, daar oralste moet jy dieselfde vlak van integriteit hê. Meningspeilings wys dat die nommer 1 rede hoekom mense lieg, is om hulle eie foute te cover. En die tweede rede, die hoogste rede hoekom mense lieg is, om die vrede te bewaar, om nie in 'n ongemaklike situasie te beland nie. Ons kan die term gebruik, om nie 'n awkward situasie te hê nie, dan lieg mense. En ek dink ons almal is skuldig daaraan, ons almal het dit al gedoen. En onthou Efesiërs 4 vers 15, dit sê, ons moet altyd die waarheid praat, in liefde. Met ander woorde, ons het nie die vryheid om te sê wat ons wil, wanneer ons wil nie. So, dit wat by jou gedagtes opkom van 'n persoon, hoef jy nie so noodwendig te sê nie. Maar ons mag nie die waarheid verdraai ter wille van omstandighede nie. Spreuke 12 vers 22 sê, afstootlik vir die Here is vals lippe, maar hulle wat betroubaar optree, geniet sy goedkeuring. En dan, 'n man van integriteit is nie skelm met besigheid nie, hy verneek nie mense nie.
Spreuke 20 vers 10. 2 soorte gewigte, 2 soorte efas. Dit is vir die Here afstootlik. Spreuke 11 vers 1. 'n vals weegskaal is vir die Here afstootlik, maar 'n egte gewig geniet sy goedkeuring. Spreuke 20 vers 17. Aangenaam is vir 'n mens die brood verkry deur bedrog, maar daarna is sy mond vol grys. Nou die indruk word in hierdie 3 verse geskep van 'n skaal. Nou, ek kan onthou toe ek klein was, het ons altyd by die porra winkel gaan goeders koop en dan weeg hy dit, en toe sy eendag uitgevang want hy het coins onder die bak op die skaal gesit sodat dit swaarder is, en dit is tipies wat hierdie vers van praat van 2 soorte gewigte, 2 soorte efas, dit is vir die Here afstootlik. So hy het gemaak dat mense dit wat hulle gekoop het eintlik meer geweeg as wat dit werklik was, sodat hy kon geld kry. En dit is maar die beginsel hierso van as jy op enige manier skelm is by jou werk. 'n man met integriteit is ook iemand wat sy woord hou. As hy iets sê, doen hy dit. Hy kom sy beloftes na. Die ou mense het altyd gesê, daai man, sy woord is sy eer, dan weet jy kan hom vertrou. En aan die ander kant het hulle gesê, daai man se woord beteken niks nie. En dan het almal geweet, moet nie daai ou vertrou nie, want hy is 'n skelm. Ons sien ook in Galasiërs 5 vers 22 dat getrouheid is deel van die vrug van die Gees. En ons het nou Psalm 15 gelees, maar hoor dit klink vers 4 in die Nuwe Lewende Vertaling. Hulle eer wat die Here dien en beloftes gestand doen, selfs tot sy nadeel. So hou jy by jou woord, hou jy by jou beloftes, al is dit tot jou nadeel. En dan laastens, 'n man van integriteit is 'n man van beginsels. En dit beteken nie net dat jy beginsels het nie, maar dit beteken dat jy actually hou by daai beginsels. Maak nie saak wat dit jou kos nie. Nou, ons moet weet dat hierdie tipe integriteit kan jou baie dinge kos. Dit kan jou werk kos, dit kan jou 'n verhouding kos, dit kan jou geld kos, dalk kan dit 'n bevordering kos, en in die mees ekstreme gevalle kan dit jou selfs jou lewe kos. Maar daar's voordele ook om 'n man van integriteit te wees. As jy 'n man van integriteit is, sal jy 'n man van karakter wees, en jy sal bekend staan as 'n man van karakter. En God sal jou karakter gebruik tot verheerliking van hom. En as ons nou teruggaan, ons het dit op 'n vorige sessie bespreek, ons enigste doel is om God te verheerlik. So as jy die karakter het as jy 'n man van karakter is, dan kan God jou gebruik om homself te verheerlik. Jy sal ook met 'n skoon gewete lewe. En dit is wanneer jy kan staan in die storms om jou, as jou hart nie aangeklaas nie, dan is jy veilig. Spreuke 10 vers 9 sê, die een wat opreg lewe, lewe in veiligheid. Die een wat kronkelpaaie loop, kom tot 'n val. Jy sal ook in 'n intieme verhouding met God kan wees. God sal 'n behaag in jou hart hê. God wil integriteit van ons af hê. En hierdie integriteit kom van binne af. Dit kom van jou hart af. Dit sal maak dat jy deursigtig is, dit sal maak dat jy 'n eerlike siel is, en God, soos ek gesê het, God sal dan behaag in jou hê, en dit sal bydra tot 'n intieme verhouding met God. Daar's selfs eksterne voordele as jy 'n man van integriteit is. Spreuke 20 vers 7 sê, iemand wat onberispelik leef, 'n regverdige, gelukkig is sy kinders wat na hom kom. So wat ons hier sien, as jy 'n man van integriteit is, dan sal God jou kinders seën met liefde en vrede. En jou kinders sal ook groot word met integriteit. Jy sal integriteit by hulle kweek, en hulle sal dan ook groot word as kinders met karakter. En dan die laaste voordeel, as jy 'n man van integriteit is, jy sal kan evangeliseer. Jou lewe van integriteit sal soos 'n magneet wees vir ongelowiges. Mense hier buite sal na jou kyk en hulle sal nie weet hoe jy dit regkry nie, en hulle sal wil kom leer. Die ironie is, die wêreld is 'n bose, is aan mekaar gesit van leuns, maar die wêreld smag na integriteit. Maar nie voordat ek en jy wat sê, met ons monde sê ons is Christene, nie voordat ek en jy werklik
alle aspekte van ons lewe met integriteit lewe nie, sal ons nie die wêreld effektief kan evangeliseer nie. Want die hartseer realiteit is dat baie gelowiges vandag geskyn heilig. Hulle kompartementeel hulle lewens, hulle lewe sekere gedeeltes van hulle lewens heilig. Hulle sal byvoorbeeld nie skelm wees by die werk nie. Hulle sal eerlik wees by die werk. Almal sal weet hulle is by die werk, maar by die huis is dit anderste. By die huis is hulle dalk nie eerlik met hulle vrouens nie. Hulle knyp dalk die kat in die donker en dit maak dat jou Christen getuienis niks beteken nie. So wat moet gebeur is ons met elke aspek van ons lewe met integriteit lewe sodat ons 'n getuienis vir Christus kan wees. En ook die realiteit waarin ons lewe vandag is, die kerk het manne met integriteit nodig. En ons het dit nou al 'n paar keer vir mekaar gesê met hierdie reeks. Iewers moet ons die streep in die sand trek en sê tot hier toe en nie verder nie. Ek gaan nou hierdie dissiplines in my lewe toepas. Ek gaan betrokke wees by 'n Bybelse kerk en ek gaan die kerk help om Christus te verheerlik. So manne, ons moet dissipline hê om die waarheid te praat. Ons moet die dissipline hê om eerlik te wees en ons moet die dissipline hê om alle aspekte van ons lewens met integriteit te lewe. By die werk, in ons huwelike, met ons kinders, by die werk en wanneer ons alleen is saam met ander mense. Elke aspek van jou lewe moet op 'n vlak wees wat onberispelik is. As daar integriteit in een aspek van jou lewe kort, dan is jy nie 'n man van integriteit nie.